Goeiemôre vriende, Vrydag 19 Junie 2026, begin van 'n naweek. Ek hoop julle het sommer net 'n wonderlike naweek wat voor julle uitgestrek lê. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. My Vader, dankie dat U altyd by ons is. Dat U inderdaad alom teenwoordig is. Here, die wete oorweldig ons klein verstandjies. Maar Vader, wanneer ons 'n bietjie na die sterrestelsels kyk, na die galaksies kyk, dan besef ons dit wat vir ons onmoontlik is vir U kinderspeletjies. Besef ons dat U grootsheid is onbepaalbaar, onvertelbaar, totaal onbereikbaar, buite ons verstandsvermoë. Here, wil ons vanoggend maar net voor U kom buig. Nie kom maar bid as 'n almagtige God. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees om met julle God ken, Jesus ken, die Heilige Gees ken. Vriende, ja, is interessant. Ek moet nou vir julle sê, ek het al geweldig baie uit Hebreërs 11 uit het onthou goed gedoen en dit gelees en so aan. Dit is ook ontsettend onderstreep hier so by my en dit gehighlight en 'n klomp tipe van goed, maar ek moet nou eerlik vir julle erken dat ek het nie so die heeltyd die konteks in gedagte gehad nie, alhoewel ek 'n kontekstuele teoloog is. Ek hou daarvan om na die kontekste, die agtergronde van goed te kyk, sodat 'n ou nie goed uit verband uittrek nie en dat 'n mens inderdaad nie nonsens praat nie. Ek bedoel, dit is vir my altyd geweldig belangrik wanneer ek met julle praat. Maar ek moet eerlikwaar sê dat ek dink nie ek het in so 'n diepte werklik bewus gewees om elke keer terug te gaan, maar ek dink ook is omdat 'n ou nie, omdat jy die gewoonlik sommer net so hoor gelees het en dan so een of twee goedjies uitgeneem het, dat ek so bewus is van die konteks nie. En dat ek vir myself die hele tyd vir myself sê, maar as jy dis eintlik 'n ontsettende ongelooflike ding wat hier gebeur wat die Hebreërs skrywer doen, om eintlik met hierdie mense so te praat, om met hierdie mense so te praat wat 'n vervolging is, wat swaar kry, liewe vriende, wat moedeloos is, om eintlik vir hulle die heeltyd te bemoedig, of hulle te sê, hoorie, julle moet net glo, kom ek sê vir julle van hierdie vaders, en kom ek herinner julle net daaraan, dat julle leef nie vir hierdie wêreld nie, julle is bywoners hierso, maar julle moet net glo, hou vas, moet julle geloof verloor nie. En dan noem hy hierdie geloofshelde vir ons amper, ons praat mos eintlik van 'n geloofsgalery. Ek moet sê, dit het my, ek dink is die eerste keer dat ek regtig dit so beleef, dat ek elke keer as ek met julle praat, weer teruggaan na die konteks en sê, weet julle hoekom sê hierdie ouens dit? Want dit is die konteks. Hy probeer die ouens bemoedig, hy probeer hulle inspireer, hy probeer vir hulle sê, moenie worry nie. So nou kom sê hy vir hulle weer eens, wat is geloof? Geloof is om seker te wees, liewe vriende, van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. En dan kom praat hy met hulle hier so oor die ouens wat glo nie, en dan kom ons hier by Moses nou uit. En dan sê hy, omdat die ouers van Moses geglo het hulle hom na sy geboorte 3 maande lank weggesteek toe hulle sien dat hy 'n mooi kykie was. Want hoekom? Farao het almal begin, omdat daar so baie Israeliete is, het hy al die seentjies onder 2 doodgemaak, hè. Ons steel sy ma, ons ken die verhaal van Moses, en steek sy ma op daar in die bussie maatjie weg, en dan sy daar, en dan die Farao se dogter kom op die ou ende daar aan, en sy sussie Miriam is net so hier aan die kant, en dan sien hy die Farao se dogter, is 'n pragtige babatjie, en dan vat sy die babatjie, en dan maak sy vir Moses inderdaad mos nou groot as haar eie, maar sy, wat die wonderlike ding is, en dit is nou, my kop is te plat daarvoor, maar vriende, hoe dit dan inkom, het sy eintlik weer die kindjie vir Moses se eie ma sê, kyk asseblief mooi na hom, né? En dan later dan vat sy hom natuurlik na die paleis toe. En dan staan daar, omdat Moses geglo het toe hy groot geword het, geweier om die seun genoem te word van die Farao se dogter, en hy nogal 'n wil aan sy eie gehad.
Hy het verkies om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om die kortstondige genieting van sonde te hê. Die smaad ter wille van Christus het hy groter rykdom geag as die skatte van Egipte, omdat hy na die beloning uitgesien het. Nee, nou dis interpreteer hierdie Hebreër skrywer wat hy sê, weet jy, hierdie Moses, vir hom het dit nie gegaan oor die genietinge nie. Vir hom was sy hart en sy siel was die heeltyd by die Israeliete. En hy was nie daar om net op 'n kortstondige manier al die lekkertyd die lewe uit te tap, omdat hy daar so is en nie te worry oor sy landgenote, sy mede-Israeliete nie. Nee, hy het eintlik aan Christus sê hy, die smaad ter wille van die Christus het hy groter rykdom geag as die skatte van Egipte. Hy trek vir Christus ook nou sommer daar in dat hy amper half eskatologies daar praat. Ja, eskatologies is wat in die toekoms op die ou ende is. Omdat hy geglo het, omdat Moses geglo het, toe hy groot geword het, het hy geweier om die seun genoem te word van die Farao se dogter. Dan gaan hy aan, omdat hy geglo het, het hy Egipte verlaat, sonder dat hy vir die woede van die koning bang was. Nou, julle weet op 'n stadium, toe beklei die Egiptenaar in die Israeliete, toe slaat hy die Egiptenaar dood, né? Toe moes hy vlug, ek dink dit praat van 40 jaar op hy weg was, totdat daai Farao dood was, né? Omdat hy geglo het, het hy Egipte verlaat, sonder dat hy vir die woede van die koning bang was. Hy het volhard soos iemand wat die onsienlike God sien. So al wat die Hebreërs skrywer vir ons kom sê, kom gee vir hulle nog 'n geloofsgeld, kom sê vir hulle is iemand wat in God geglo het, wat in God vasgehou het, wat nie gegaan het oor die genietinge van kortstondige genietinge van die wêreld nie, maar dat hy inderdaad omdat hy in God vasgehou het, anders gelewe het, né? En verkies om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om die kortstondige genietinge van die sonde te hê. Die smaad ter wille van die Christus het hy 'n groter rykdom geag as die skatte van Egipte, omdat hy na die beloning uitgesien het. En ek en jy moet vir mekaar ook sê, ek dink ons moet besop partykeer om net te lewe vir dit wat hier op die aarde is. Dis mos nou 'n balans, ons verstaan dit, né? Maar jy moet altyd vir God 'n gedagte hou. Jy moet altyd weet, dit gaan eers oor God. Jy's 'n bywoner hier, jy lewe vir die Here. Al die ander goeders is inderdaad sekondêr. Mag julle die liefde van God ervaar, genade van die Here Jesus ervaar, teenwoordigheid van die Heilige Gees ervaar. Amen.